Ons gesels met Kobus van King Price vandag en met Tamara van FCC. Ons bespreek bietjie die volhoubaarheid van boere en hoe gaan ons toekomsgenerasies en seker maak ons hou toekomsgenerasies op die plase. So baie welkom Kobus, baie welkom by ons Tamara. Kobus, ek wil ook sommer gou by jou begin as dit reg is. Ek dink ons het nou baie risiko's. Ek wil sommer dalk begin rondom dit. Daar's baie risiko's wat die boere nou in die gesig staar en om dit te bestuur is nou ook een van King Price se grootste teikens nou om vir boere seker te maak daar's minder risiko's vir hulle vir die komende seisoen. Wat sien julle en hoe wil julle dit graag vir die boere makliker maak daar buite? Man, toe ek by King Price begin het ek so wegbreek van die tradisionele jy betaal jou versekeringspremie en jy gaan eis sê as iets gebeur. Ons het die hele filosofie van ons het agriculture geopbreek, agriculture of risk, die kultuur van risiko in landbou. Dis vir ons krities belangrik dat boere die risiko op sy plaas beter begin verstaan. Ja. En dit gaan weer uitmaak dat jy die regte prys betaal vir die risiko op die plaas. Ja. Want ons is almal aktuarisse. En as jy geen risikobestuursbeplanning op jou plaas het nie, dan gaan jy die meeste betaal. Dis wat ek altyd vir boere sê, as ek op 'n boereforum of 'n boerevereniging vergadering kom, dan sê ek, jy moet slimmer wees as aktuarisse. Jy moet regtig weet wat aangaan. So ons probeer regtig daar vir hulle help om te sê, weet jy wat is jou 5 grootste risiko's wat jy in die gesig staan? En dan 1 of 2 boere sal sê ja, die res nee. So dis baie belangrik vir ons dat boere moet begin nie net vertrou op versekering nie. Ek wil teenoor hulle minder betaal aan versekering. Ja. En hoe beter as die risiko's gaan bestuur, hoe minder gaan hy betaal aan versekering. So ons help makelaars regtig probeer hulle help om daai konsep by die boere uit te kry. Dat ons nie alles verseker nie, maar ons moet die kritiese goed verseker en die res moet ons gaan bestuur. Ek dink dit is so belangrik om seker te maak die boere bly winsgewend op die plase daar buite. Tamara, dan wil ek na jou toe kom. Hoe maak ons seker die boere bly op die plase vir generasies heen? Ek dink een van die goeders wat ons op fokus van ons maatskappy is hierdie om amper jou spelreëls te gaan neerlê. Kobus praat nou van risiko-identifisering. Een van die goeders, obviously ons help families om hulle grondwette, ons vat hulle deur fasilitering en ons help hulle om hierdie spelreëls neer te skryf. Maar van dit is amper riglyne vir die volgende generasie. So Kobus praat nou van risiko. Een van die vrae wat ons vir 'n familie vra is, skryf saam 'n risikoprofiel. Wat is julle risikoprofiel as 'n familie? Wat kyk julle wanneer dit dalk moeilik begin raak? Hoe benader jy dalk versekering? Hoe benader jy debt? Jou installment payments, daai sekere goed. So dit is baie keer wat ons met hulle begin praat, want daar's dalk sekere generasie wat voel, luister hierso, dit is hulle die know-how, hulle is al deur 'n paar moeilike seisoene. Hulle raak besigheid suksesvol opgebou. Ja, en hulle weet, ek dink een van die mooiste goed wat ek een keer 'n boer hoor vir my sê, hy sê vir my, Tamara, die natuur is teen ons amper. Daar's nou ons beweeg in 'n tydperk wat ek self nie eers gesien het en ek self nie weet hoe om dit te hanteer nie. Ek moet my seuns bystaan om deur hierdie te gaan. So ek dink dit is so mooi wat jy van praat van. Jy help hulle leer of boere begin sê, luister hierso, kyk na die risiko's, kyk na die bestuur van die risiko's. Maar partykeer een van die goedes wat van ons kant af so mooi is nie net om die spelreëls neer te skryf, maar ook om te gaan en sê, luister hierso, volgende geslag gaan skryf jou generational wealth wat jy opgebou het deur die jare, gaan skryf dit neer, sodat as jy dalk vroeër uitgehaal is en nie meer so betrokke kan wees in die besigheid nie, dan is daar ietsie wat hierdie generasie in hierdie moeilike tyd kan half terugverwys en sê, okay, hierdie is dalk hoe hulle dit benader of goedjies wat hulle aangedink het. Ons werk nou ook nouliks met julle en dit het ons al reeds baie op die plaas gehelp. Ons is 4 kinders byvoorbeeld as 'n voorbeeld nou en dit het ons al baie gehelp net om goedjies wat half krap tussen die kinders klaar eintlik op die tafel neer te sit en te sê, okay, maar kom ons gaan beplan dit beter en kom ons maak seker
die volgende generasie, gaan ons hierdie boerdery groei, wat is ons mikpunt en wat wil ons doen? So dit het van ons kant af al klaar baie waarde toegevoeg. As jy dalk vir die kykers daar buite net so bietjie basiese konsepte kan verduidelik wat julle dan inbring spesifiek in so 'n plan wat julle dan vir hulle opstel. Ek dink die grootste risiko wat volhoubaarheid teenstaan van enige familiebesigheid is kommunikasie en verwagtinge. En ek dink, ons sit hierdie om die tafel en ons is professionele mense wat elkeen in sy eie faset familieboerderye bystaan. Maar ek dink wat ek meer en meer begin sien is, in die einde van die dag, hulle is die kernrolspelers. Ons kan hulle sekere goeders uitlig, maar hulle is in die einde van die dag, hulle moet die besluit neem, wat se risiko's gaan hulle op 'n korttermyn kant dalk dek, wat se risiko's gaan hulle op 'n langtermyn dek en so voort. So ek dink van die goeders wat ons baie op fokus is eerstens om vas te lê waarvandaan kom ons, want ek sê partykeer hier by 4de geslag, 3de geslag, partykeer vergeet jy waarvandaan het jy gekom. Ja, dan verkoop jy 'n plaas en jy moenie. Ek dink is in die geskiedenis. Ek dink dit is vir ons belangrik. En dan sit ons en vir ons belangrik is ons sê is 'n waardestelsel. Gaan dink net die gewone Suid-Afrikaanse grondwet is ook gebaseer op 'n waardestelsel. En ek dink dit is een van die goeders wat ons baie keer sê as daar konflik kom of daar's handelinge wat nie strook of konflik veroorsaak, is ietsie wat 'n mens dalk nou moet gaan en kyk, luister hierso, kom ons meet dit teen ons waarde. Of ons waardestelsel. Hoe hanteer ons mekaar as familie? Maar hoe hanteer ons besigheid? Hoe doen ons besigheid? Wat is ons besigheidswaardes? En dan gaan skryf ons probeer ons die families laat begin al klaar amper spelreëls gaan skryf oor hoe sien hulle bestuur. Een van die grootste goeders wat ek baie keer sien is spesifiek met familiebesighede. As 'n familielid betrokke raak by die besigheid, hoe hanteer ons dit? Hoe begin hy begin hy as bestuur, kry ons markverwante salaris. As daar 'n kind is wat dit nie maak nie, of 'n familielid wat nie kom maak nie, kan hulle terugplaas toe net hardloop. Jy weet hoe, want daai is nogal ek wil amper sê, 'n moeilike punt. En dan ook oor eienaarskap. As een sê, nee, Jessie, ek kry nie meer boer op die plaas, ons het nou dalk 'n huurooreenkoms en broer sê, hoorie, dis my running cost is 'n bietjie moeilik, kan ons hierdie jaar bietjie nie die huur betaal nie. Hoe hanteer ons dit? Maar die ander kinders sê, man, kom ons verkoop in die plaas, die plaaspryse is moes hoog. Kom ons sit hom net in die mark, dan kan ek aangaan en ietsie anders doen. So dit is 'n paar goedes wat ons die families deurvat, probeer van hulle kante af gaan en sê, skryf dit nou al neer of gee riglyne daaroor, hoe voel julle daaroor, sodat as hopelik daai konsep nou opkom in 'n gesprek, dat 'n mens 'n bietjie spelreëls hê hoe om dit te benader. Ja, ek dink dit is belangrik ook om te gaan kyk na ekonomie van skaal. Dit help mense soos in die ou tyd het hulle die plaas 4 kinders gehad en 4 dele opgebreek en dan het jy al 4 eenhede gemaak wat nie geld maak nie. So mense het nie meer daai opsie in vandag se tyd nie, en hierdie is dan ongelooflike belangrike besluit om te neem. Kobus, dan wil ek gou by jou kom. Ons is in 'n verskriklik onsekere jaar wat ons nou in beweeg. Ek weet van 'n graankant af insetkostes wat hoog is. Boere wil nie noodwendig baie vir versekering nou, hulle wil mooi nou gaan kyk na hulle kostes. Hoe help julle in terme van King Price natuurlik die boere in daai bestuur? En ek het nou nog 'n interessante artikel ook gelees van julle spesifiek, hoeveel julle uitbetaal op 'n dag, van King Price se kant af, en ek dink dit het my asem weggeblaas. Ja, soos ek begin het, ons groot doel is om die boer op die plaas te hou. En in sulke onsekere omstandighede is ons so bang om te hoor van 'n boer wat dit dalk nie gemaak het. Ek vat die oorstromings nou in die Suid en die Weskaap. Van daai goed is onversekerde risiko's wat nie verseker kan word nie, en dit is vernietig. En dan dink ek, ja, hoeveel van daai boere gaan hier deurkom?
En dis waar dit belangrik is, soos dit net voor ons begin het daaroor gepraat en gesê, my pa het altyd gesê, in die vetjare, dis daai Bybelse storie, in die vetjare en die maarkoeie, vetjare moet jy maar bære vir die maarjare, en dit is so waar. Dit goed, in sy tyd was dit makliker, hy kon sonder skuld geboer het. Vandag is dit moeilik om sonder, jy het net gepraat oor leningsskuld. Dit is baie moeilik in vandag se tyd om skuldloos te boer, maar as jy oor generasies reeds daar is. Maar dit is hoekom dit so belangrik is, dat as ons 'n goeie jaar het, dat ons moet wegsit vir hierdie tipe jare wat ons hierdie jaar gehad het. So, dis nie net die back and close hier en die dieselpryse wat opgegaan het nie, dis oorstromings, en dit was haal op verkeerde tye op die soja. Kunsmispryse wat weer die hoogte inskiet. Presies, vir die boer is dit 'n dubbele slag, want hy het omtrent 20% of 15 tot 20% van sy operasionele uitgawes is diesel. Maar nou kom laai die saadmanne en die kunsmismanne en die gifmanne kom laai hulle die inset of die bemestings items af teen 'n baie hoër koste as die vorige jaar. Hoekom? Want hulle sê hulle dieselpryse het opgegaan, want hulle moes dit kom aflaai. So die boere het regtig 'n kosteknyptang op grond van die feit dat alles wat nou gebeur het is in Amerika en Iran, in Midde-Ooste, het dubbel en dwars teruggekom na die boere toe. En die ergste van alles toe die back and close het absolute toppunt van katastrofe bereik. En dit is hoekom goeie beplanning en op hierdie stadium in so 'n jaar moet ou baie min emosioneel probeer dink en jy moet besigheid dink van hoe gaan ons probeer regtig, ons Spysio Farm, ons is die enigste versekeraar wat tans Spysio Farm het, gee vir die boere aan die einde van jaar tot 30% terug. Dis klaar iets, en dis ons hele filosofie is King Price het begin 13 jaar gelede met ons wil teruggee. En toe ons Agri begin, toe sê ek ons moet dieselfde idee moet ons in Agri ook implant, en dit is hoekom ons begin by die Spysio Farm. Maar dis nie net dit nie. Spysio Farm alleen gaan nie 'n boer se kostes op versekering so drasties kan sny nie. Dit is net belangrik, en ons vra altyd vir die makelaars, want ons werk nie deur makelaars, dan sê ons, jy moet regtig met die boer gaan sit en sê, wat kan jou besigheid regtig doodmaak, en hou aan om dit te verseker. Maar daar is sekere goed dat jy verseker vir die vetjare, haal dit dan eerder af, maar moenie versekering gaan kanselleer nie, want 'n benoude katte gee benoude spronge. So dit kan gebeur dat boer sê, ek kan nie, my kontantvloei laat net nie meer versekeringspremie toe nie, want dis 'n grudge payment. Maar meneer die boer, wat gebeur as die katastrofe jou slaan? Want dan gaan jy nie kan opstaan nie. So dit is belangrik om daai assessering te gaan doen saam met die makelaar. En as die makelaar, ons probeer regtig makelaars opleer om te sê, waarna moet jy gaan kyk vir 'n boer op sy plaas? Ek sê altyd vir ek het verlede week, 2 weke terug het ek opleiding aangebied in Pretoria, toe sê ek vir die makelaars, as jy nie bereid is om 'n boer se plaas toe te gaan en te gaan kyk wat daar aangaan nie, en eintlik 'n tipe risiko-oorsig te gaan doen nie, moenie boere verseker nie. Bly by dorpenaars, salaristrekkers of besighede in die dorp, maar jy gaan nie 'n boer verseker op 'n skedule nie. Jy moet op die plaas jou voete gaan vellies aantrek en gaan in die stof loop en kyk wat op die plaas aangaan, sodat jy hom reg kan adviseer met betrekking tot risiko. En dan gaan jy 'n beter prys vir hom gee, dan gaan ons geld spaar, en ons gaan hom deur hierdie Maria rel. Kobus, ek dink jy het nou so 'n waarpunt aangeraak nou. Elke boer, elke situasie is uniek, elke plaas is uniek, en mens moet dit uniek hanteer. Jy het nie 'n buy one fits all tipe size approach wat jy kan vat in landbou nie, en ek dink jy sien dit ook, Tamara. Ons het ook weer 'n unieke situasie met 'n ander boere hierso. Wat val jou nogal op in terme van die verskille tussen dit, en hoekom jy dan daai tipe goed beplanning moet gaan doen? Ja, ek dink dit was nou, terwyl Kobus nou gepraat het dat hy vir die makelaars sê, hulle moet op die plaas kom. Daar's 'n paar boere, die een boer het een keer gesê, jou voete is jou kunsmis. So jy moet op die lande kom. Een van die ander groep het gesê, hulle noem hulle bakkieboere. Een van hulle konsepte is, hulle het gesê, hulle wil nooit soveel groei, want obviously ons gaan kyk en sê, hoe ver, waar wil julle groei in terme van 'n bestuurs volwassenheid in die besigheid? Wil julle buite mense betrokke hê by die besigheid? Hoe lyk dit? En daai spesifieke familie het gesê, luister, ons wil nooit so groei nie. En ek meen, hulle is nogal 'n groot gevorderde boerdery. Hulle sê hulle wil nooit so ver groei nie dat hulle bakkieboere word, dat hulle familielede, dat hulle net rondry, dat hulle nie fisies op die grond kan kom nie. Ander ouens mag dalk sê, luister, ons wil 'n mega boerdery
ons sal derde partye en bestuurders aanstel want dit is ons ek kan myself nie ons is net 2 mense maar ek wil groter wees maar ek het 'n groot sterk bestuurspan en dis hoe dit lyk. So ek dink dit was nou net vir my mooi toe jy nou sê oor daai konsep. So dit is een om 'n voorbeeld. Ek dink dis nogal 'n tema wat deurtrek enigiemand wat boere daar buite diens. Ek dink hulle moet die situasie verstaan, hulle moet die emosie verstaan. Jy praat nou oor emosie en ek het gehoop jy kom by 'n punt uit anders sou ek gevra het ek wil daaroor praat. Ek ken my aktuaris kom van 'n plaas van Rosseville. Hulle boer met wyndrywe en narkies, uitvoer narkies. En ons praat verlede week in die gange en ons praat baie met mekaar want hulle gelukkig die aktuaris wat ons aanstel is maar boerseuns. Hulle kom van die plaas af. So hulle verstaan landbou en hulle verstaan emosie en syfers. Ja, Want gewoonlik dis belangrik. Ja. En toe lag ek so toe sê ek vir hom ons praat oor AI, gaan AI ons bedryf oor en toe sê ek agri verseker nie, want agri het emosie en AI het nie emosie nie. Ek sê want toe sê my kollega vir my as jy vir my pa sê Claude sê dit, dan gaan hy sê stuur vir Claude na my toe. Laat hy dit vir my voor my kom sê. Dat hy my nie oë kom kyk en dit vir my kom sê. En dan gaan ons sê Claude bestaan nie. Claude is AI. En dis why so mooi toe hy dit sê. Ons sal altyd hier wees. Ons sal die landbou bedien of 'n diens lewer in landbou. Want die boere soek jou betrokkenheid daar. Ons moet die boer nog bel op sy verjaardag. As jy hoor van 'n terugslag wat hy gehad het, moet jy hom bel en sê ek is jammer daaroor. En daar wees vir hom is dit 'n moeilike Precies, ja. scenario is natuurlik. Ja. Dis dink ek wat een versekeraar of 'n produkverskaffer great gaan maak teenoor die ander goeies. Ons het die boek gelees Good to Great, ek het hom al 2 keer gelees. En ek sê altyd vir die makelaars as jy great wil wees, dan moet jy iets anders doen wat die ander nie doen nie. Dan moet jou voete die kunsmis wees vir die plaas. Dis so mooi, ek gaan dit onthou. Want emosie is deel van ons besigheid. Nee, 100% en ek dink van die FCC se kant af, van King Price se kant af en ek dink vir myself of AMT ook, ek dink die fokus is so op die volhoubaarheid om seker te maak, hulle kan beter besluitneming, hulle kan risiko bestuur word en ultimately as hulle winsgewend is, dan het ons 'n plek ook. En ek dink die diensverskaffers wat regtig waarde toevoeg vir die produsent daar buite, regtig waarde toevoeg. Hulle het 'n volhoubare voetspoor saam met die boere daar buite. So baie dankie vir julle tyd vandag, Tamara, baie dankie Kobus. Baie dankie. Dit was baie insiggewend geweest.